Hallo liewe vriend en welkom vandag by ons oordeenkend tyd saam. Dis altyd 'n voorreg om saam met jou tyd te kan spandeer in God se woord. Vandag se tema is so belangrik, veral vir die van ons wat soms wag vir ander om ons te bemoedig. Ja, jy het my reg gehoor, baie van ons wag rond, ons hoop iemand sê iets positiefs. Want dit was die hele paar dae, het ons sê of jy kan bou met jou woorde of ons kan afbreek, nee, maar nou van ons sit rond en hoop iemand bemoedig ons. Soms wag ons dat iemand ons raak sien, iets moois van ons sê, ons nooi of miskien ons dade waardeer, nee, dit wat jy jou efforts agter die skerms, ek sien jou raak, nee. Maar wat doen jy wanneer daar niemand is wat sien wat jy doen nie? Niemand is wat vir jou opbou nie, nee. Wanneer jy op jou swakste voel, maar daar's net niemand wat jou bemoedig nie. Ons lees in 1 Samuel 30 vers 6 iets ongeloofliks oor Dawid, iets wat hy verstaan het. Hy skryf die volgende: Maar Dawid het homself bemoedig in die Here sy God. Geliefde, Dawid was op 'n plek van krisis. Sy eie manne wou hom stenig, nee. Alles in hom moes geskree het, ek is klaar, ek is alleen, ek kan nie meer, ek wil nie meer, ek gee op. En tog het hy besluit om die volgende te doen. Hy het gesê, ek gaan myself bemoedig in die Here. Nou kan ek jou iets sê wat jou lewe kan verander. Jy mag dalk nie beheer hê oor wat ander mense sê nie, maar jy het verseker beheer oor wat jy oor jouself en vir jouself sê. Jou innerlike selfpraat, daai innerlike dialoog kan of vol dooie woorde wees soos ek is nie goed genoeg nie, of ek gaan dit nie maak nie, ek misluk altyd, nee. Dan sal dit jou denke en jou optrede vorm, want ek en jy beweeg altyd in die rigting van ons sterkste gedagtes. Maar as jy kies om die waarheid van God se woord oor jouself te spreek, dan begin jy lewe in jou hart wakker maak, nee. Jy sê dinge soos ek is geliefd deur die Here. God het 'n plan met my lewe. Ek is waardig om sy heerlikheid te mag dra. Ek kan alles doen deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Ek is 'n oorwinnaar deur Jesus se bloed en sy genade. Ek kan die vyand oorwin deur my getuienis en die bloed van Jesus. Daai is Openbaring 12 vers 10, hè. So, wat sê jy gewoonlik oor jouself in moeilike tye? Watter lewegewende waarhede moet jy begin spreek oor jou eie lewe? Is jy dalk bereid om jouself te bemoedig in die Here, al voel jy nie so nie? Dit is waar ons moet groei ook geestelik. So, ek wil jou uitdaag, skryf dalk 3 waarhede neer, nee, uit God se woord vandag, wat jy hardop oor jouself kan verklaar. Nou, ek het al voorheen gesê, as jy skrifarm is, en ek probeer die snedig klink, maar baie van ons het nie baie tyd spandeer saam met die Here nie, ons het nog nie baie tyd spandeer in die woord nie, so jy hoor hierdie oordenking, jy sê ek so jong gelowige, hoe moet ek skrif ken? Jy vra, jy stikke in 'n onderwerp, vat jou internet op Google, nee, en dan sê jy, Here, bemoedigende woorde, of skrifte wat my kan bemoedig, dan sit jy dit in, en dan kry jy dalk 'n vers, soos Filippense 4 vers 13, wat sê, ek kan alles doen deur Jesus Christus wat vir my die krag gee, nee. Vat jy so 'n vers en jy spreek dit oor jouself uit. So wat jy sê oor jouself, nee, dit maak saak. En as God jou waardevol ag, dan mag jy dit ook begin sê, en jy mag dit begin sien. So laat toe dat jou eie woorde, nee, wat geïnspireer word deur God, 'n fontein van lewe word wat uit jou hart uit opborrel. Dan geliefde, ons sal van Beleef se kant af net vir julle so baie dankie. Sit julle inskakel elke dag saam met ons bid, saam met ons beweeg, dat julle like en share en subscribe, al daai cool dinge wat mense doen om socially deel te neem aan hierdie aanlyn platforms, maar sonder julle en sonder julle verspreiding van hierdie inhoud, gaan hierdie kanaal nie groei soos hy groei. Daarom sê ons vir julle so baie dankie. So, kom ons maak tyd nou om stil te raak, tyd saam met God te spandeer, en ons laat hom toe om ons denke en ons woorde te vernuwe. Hemelse Vader, ons loof U, ons eer U, en dankie vir Dawid se bemoedigende woorde, wat vir ons net realiteit kom wys. Soms is ons af, ons is gaar, ons is moeg, ons lê plat, en dit voel of niemand ons raak sien nie, niemand tel ons op nie, niemand staan om ons nie. Daarom vra ek, Here, dat ons vandag sal hierdie geestelike dissipline ontwikkel, eintlik hierdie openbaring begryp, dat ons kan onsself bemoedig in die teenwoordigheid van die Here, dat ons kan onsself weer gesond en oppraat, wanneer ons sê, ons vind ons vreugde en ons vrede in die Here. So daarom vra ek, Here, daar waar ons dalk geïsoleerd, alleen voel, moeg en klaar en gaar, of sien nie meer kans nie, kom skyn net U genade oor ons, en kom tel ons op, en kom versterk ons, en dat ons vreugde en ons vrede in U vind. Ons loof U, ons eer U, ons sê vir U so baie dankie vir U teenwoordigheid in ons elkeen se lewens. Ons loof U, ons eer U, ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en
Amen. Geliefde, sien julle môre vir ons laaste dag van hierdie week se oordeenkings. Gaan in vrede. Totsiens.